Hier is sommer groot nuus vir ons kykers in en om Polokwane. Op die 18de Oktober bied Hoërskool Pietersburg die kuierfees aan, kompleet met heerlike stalletjies, Afrikaanse musiek en natuurlik die Pietie Pretpark. Adrian Braam en Henry van die Sonder Onderbroeke band sluit nou by ons aan om ons meer van hierdie feeslikheid te vertel. Manne, hartlike goeiemôre. Baie welkom. Sonder Onderbroeke. Sonder onderbroeke, inderdaad. Waar kom die naam vandaan uit so vinnig? Mense vra ons altyd hierdie vraag. Dis maar eintlik iets wat op skool begin het en ons het nie eintlik gedink hulle sal ons, jy weet, in die media toelaat met die naam nie. En toe hier sit ons, hier is dit. Nou Adrian, Braam, Henry, julle is almal van Hoërskool Pietersburg? Nee. Ons kom van Joburg af. O, julle Joburg manne. Ons kom represent net hierso vir. Okay, fantasties. Nou maar vertel vir my. Hierdie feeslikheid wat gaan gebeur, wat is die fees se naam? Afrikaans in die Bosveld of is dit net die Bosveld of 'n kuierfees? Wat noem julle die fees? Dis die Afrikaans in die Bos kuierfees. Lekker in die bos. Ja, so dit is 'n fees wat geskep is om die Afrikaanse taal en kultuur bietjie te vier. En ja. En waarna kan mense uitsien? Ek meen, wat gaan alles gebeur? Kyk, daar's baie cool kunstenaars wat gaan optree. Ons ken een van die bands wat ons dink hulle is nogals goed. As hoor hulle gaan een van die nuwe songs speel. Dis nou ons. Sonder onderbroeke. Ja, kyk, dis ons. Dodo en Joka gaan ook daar wees, Droomsyndroom gaan daar wees en dan sluit hulle af met Bok van Blerk. So dit is nogals 'n hele fees wat gaan gebeur. Dit gaan 'n groot show wees, daar gaan baie mense wees. En ja, ons sien super baie uit. En waar gaan dit plaasvind? By skoolgronde, by skougronde? Yes, dis by die skoolgronde op die A-rugbyveld van Hoërskool Pietersburg. So met so feeslikheid, ek meen jy het nou die kunstenaars genoem, wat is daar nog? Is daar stalletjies, is daar? Ja, daar gaan 'n hele pretpark wees, genaamd Pietie Pretpark. Ek wil weet wat is die Pietie Pretpark? Hoekom Pietie Pretpark? Ja, dit seker maar omdat dit Hoërskool Pietersburg is. Dit seker maar waar die naam vandaan kom, maar nee, ek dink dit gaan 'n lekker karnaval tipe van opset wees en net klomp rides, soos hulle net sê. Uitsluit ek net vir hoërskoolleerlinge en so of is almal welkom? Almal is welkom, oud en jonk. Dat die fees is jy skep om mense bymekaar te bring, bietjie te kan kuier, maak nie saak wie of wat jy is nie. 'n Familiefees. Yes. Wat is vir julle lekker? Ek meen julle ouens wat ook nou al opgetree het by verskillende feeste. Jy kry jou groot superfeeste en die kleiner feeste, die kuierfeeste, goed soos hierdie. Wat maak 'n fees vir julle lekker om by op te tree? Die mense. Ja, 100% die mense. Ja, as daar lekker mense is, ek lekker saam die mense kuier en natuurlik 'n interactive crowd. Ja. Nee, dis die beste deel in my opinie van dit. Ek kan nie julle saam sê. Ja, nee, wel die musiek maak dink ek ook definitief. Dit is Ja, nee, natuurlik. tog ons passie Ons en sal ja, is spreken. lekker. Ja. Ja. En ek meen obviously jy sê die musiek wat daar is, die verskeidenheid is altyd vir my lekker want hulle probeer almal akkommodeer nie waar nie. En dit ook die geval hier soos wat ek nou gehoor het met kunstenaars wat optree. Van hoe laat af gaan die ouens begin optree of het julle nog nie regtig 'n program nie? Ek weet ons speel eerste, ek dink ons tree 5:15 op die middag en dan na ons is dit Dodo en Joka en dan Droomsyndroom en dan Bok van Blerk. Ek dink hy begin eers hier by 10:00 se kant, 9:00, 10:00 se kant. Maar al die inligting is op Hoërskool Pietersburg se page, so almal kan dit gaan kyk. En dit lyk vir my dit gaan ook 'n skakeling of sorts wees wat al die hoërskole van die omgewing ook natuurlik bymekaar uitkom. Ek dink dit is wat ek al agtergekom het in Pretoria en so ook. Die ouens gaan soontoe en dan sê ek maar hoekom gaan julle na die fees toe? Maar almal gebeur. Almal gaan soontoe. Maar in selfe geval daar ook. Ja, nee, en ek meen jy kan daar's dan 'n paar verskillende kaartjie opsies ook. Al 2 verskillende, so 'n paar om presies te wees. Mooi keurig. Waar gaan ou kaartjies in die hande kan kry? Kaartjies, elke Pietersburg Hoërskool leerder en onderwyser het kaartjies waarby jy kan koop. En dan vir die VIP kaartjies kan jy spesifiek vir Juffrou Karla kontak om Daar's die kaartjie te koop. Is daar daarom ook soos 'n webtuiste of gaan hulle maar die skool se webtuiste of Facebookblad kan besoek? Yes, jy kan die skool se Facebookblad besoek en al die inligting sal daarop wees. Lekker. Daai klink vir my lekker. Manne, en een van die dae hopelik kan ek vir julle ook daarom kry om 'n bietjie vir ons te kom sing. Ag, dit sal fantasties wees. Maar asseblief net met onderbroeke. Die sonder onderbroeke band. Ja, nee, dis ongelukkig nou teen ons reëls, maar Ons was 'n kontrak teken hier na die band. Maar baie dankie. Ons sien julle dan die 18de Oktober daar by Hoërskool Pietersburg vir hulle kuierfees. En van feeslikheid aan hierdie kant na heerlike gesels aan die ander kant. Rosie sit gereed om verder te gesels met ons hier op Goeiemôre, Good Morning.
Ja, dankie Pieter. Daar is min dinge wat 'n kind sal laat glimlag, soos 'n lekker fees. Op daardie noot gesels ek nou volgende met Ivo Health mondhygiëne adviseur Dirna Grobbelaar vir 'n paar wenke vir ouers om te verseker dat die glimlaggies met gesonde tandjies sit. Baie welkom by Goeiemôre, good morning Dirna. Môre, dit is baie lekker om saam met julle te kuier. Vertel vir ons, wanneer moet 'n kind vir die eerste keer die tandarts besoek? Weet jy, ons sê gewoonlik hier van die ouderdom van 3 jaar af. Maar op hierdie punt, weet jy, baie ouers is geneig om te wag om tandarts toe te kom. Hulle kom eers as daar probleme is. En dit is regtig die verkeerdste ding om te doen. Want baie keer kan daai eerste ondervinding dan regtig nie aangenaam wees nie. Jy weet, as 'n kind tandpyn of iets het, dan moet ons iets doen om die pynverligting te gee. So ek raai altyd die ouers aan, begin hulle vroeg bring, definitief rondom die ouderdom van 3 jaar oud, dat as hulle kom na ons, dat dit 'n lekker ondervinding is. Ek probeer altyd regtig met die kinders 'n bietjie speel, dat hulle sommer self die seier hanteer en met die stoel op en af ry. Jy weet dat hulle 'n goeie assosiasie het met ons. Ja, dit klink asof jy die ervaring regtig 'n positiewe een wil hê, sodat ons nie net begin omdat daar probleme is nie. Maar Dirna, wat is die raad vir ouers om te volg as hulle wel probleme optel met hulle kind se tandheelkunde, dat hulle regtig 'n tandarts moet gaan sien? Watter tekens moet ouers vooruitkyk? Weet jy, enige ongemak of so bring hulle liewer vroeër as later. Weet jy, ons is geneig om so baie oproepe te kry op 'n Saterdagoggend of baie keer op 'n Sondag. Want baie keer as 'n mens regtig tandpyn het, met ander woorde, daar is 'n tand wat 'n kaviteit in het. Daai tandpyn gaan nie weggaan nie. As dit as gevolg van karies is, gaan dit bly en dit gaan vererger. En jy weet, daai goed is mos altyd oor die naweke. Of so bring hulle liewer vroeër as later. Hoe kleiner die probleem is, hoe makliker is dit om dit op te los en dit reg te maak. Ek weet, my eie dogter het ongelukkig na die dag het ek ook gesien, o genade, hier's 'n melktandjie wat 'n plekkie in het. En ek het haar na een van ons tandartse geneem. Ons het nie eens nodig gehad om vir haar lokale verdowing te gee nie, wat ook deesdae al 'n baie makliker positiewe ondervinding is. Ons het dit net so skoongemaak en ietsie ingesit. Weet jy, ek weet nie eens of dit om 15 minute gevat het nie, en my dogter dink Dr. Karsten is absoluut fantasties. Ja, en dit is die belangrikheid om daai ervarings van baie vroeg af te skep in 'n positiewe ding. Maar wat is die verskil tussen tandvleissiekte en normale gaatjies, en hoekom is dit belangrik om daai onderskeid te kan trek? So, dit hang af wat se tipe bakterieë ons in ons monde het. Onthou, ons kry omtrent oor die 700 verskillende tipe mondbakterieë, en ons almal het so 'n kombinasie van omtrent tussen 100 en 200 van daai verskillende kombinasies. So afhangende van die tipe bakterieë wat jy het, gene speel 'n groot rol, mondhygiëne speel 'n groot rol, jou dieet speel 'n groot rol. Party mense is geneig, en party kinders, om bietjie inflammasie om die tande te kry in die tandvleis wat veroorsaak word deur plaak. En ander kinders is geneig, en dis maar dieselfde vir volwassenes, om makliker weer kaviteite te kry. So weer eens, van 3 jaar oud, kom elke 6 maande, dat ons kan kyk. As daar plaak is, dan laat ons dit kan verwyder, en dis nou waar ons oulike mondhygiëniste inkom, né? Lekker skoonmaak en kom na ons toe, want ons is regtig daar om te voorkom dat daar probleme is. Help die kinders. Ek self gebruik byvoorbeeld as ek die tandjies skoonmaak, 'n vloeistof wat ek op die tande sit, wat die plaak die nuwer plaak so 'n pink kleur vlek, en die ouer plaak 'n perskleur. En dan gee ek vir die kinders die spoel in die hand, dat hulle kan sien waar los hulle die plaak, hoe lyk die tand onder dit, want partykeer is daar sulke klein wit vlekkies wat vorm op die tand, wat so half die begin van 'n gaatjie kan wees, wat ons kan behandel met fluoried.
om dit weer kleiner te maak en dit selfs te laat verdwyn. So dan wys ons mooi vir die kinders, want weet jy, dit wat ons by die huis doen, dit bly tog daai elke dag se skoonmaak bly die heel belangrikste ding. So ons is daar om te help, regte tandeborsels te kry, 'n goeie tegniek, dat die kindertjies elke dag baie mooi hulle tandjies by die huis kan skoonmaak. Ja, en daar is natuurlik 'n verskil tussen die tipe tandepaste wat kinders jonger as 3 en ouer as 3 mag of kan gebruik. Ja, weet jy, tot op die ouderdom van omtrent 6 is 'n kind se sluk is half 'n refleks. So jy kan nie vir 'n kind sê moenie sluk nie. Hulle kan nie help nie. Hulle gaan outomaties wil sluk. So, jy weet, fluoried is maar soos enige ander medikasie. Ek weet daar's baie mense buite wat sê, fluoried is sleg en dit. Weet jy, enige medikasie, as jy dit nie in die regte hoeveelhede inneem nie, is dit skadelik vir jou. Al is dit net 'n pynstiller of enige soets. So dieselfde met fluoried. Dit is fantasties, maar as dit in die korrekte hoeveelhede ingeneem word. So die kinders se tandepaste tussen jonger as 3 het baie minder fluoried nou weer in as die wat jonger as 6 is. En die meeste van die tandepastes het die regte hoeveelheid fluoried in. En daarin staan dan ook aanvullings wat jy vir jou kinders kan gee. Ek het dit self gegee, my pa se tandarts, hy het dit vir ons gegee. En ons tande, moet ek sê, lyk hom nie te sleg nie. So daar is daai aanvullings wat 'n mens kan gebruik. So die tandepastes het die regte hoeveelheid fluoried in. Met ander woorde minder vir die kleiner kindertjies as hulle per ongeluk dan nou van die tandepaste insluk, maar ook die smaak. Baie dankie Dirna. Ja, so maak die tandeborsel ervaring pret en lekker. Bly ingeskakel net hierna gesels Elsa met Louis Pretorius.